Almighty God, we bow before your throne. We glorify your holy name. We glorify your name. We glorify your holy name. We glorify your name. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We glorify your name. We glorify your holy name. We glorify your name. Gemeente. Lidmate gevormde familie. Ek is Diaken Butler van de Dalstraat Kerk. Is een van onze skape wat die geval het. Daarom dat het hier is vanavond. Het is een beetje laat, maar hulle sê eerder, kom eerder as nooit nie gekom. Dan iemand dit is. Ek gaan oopmaak met 'n gebed. De broerse familie, genadig magtige Vader, Here kom vanavond naar u toe, Here, net soos ek is. Yes, Lord. Here, ek het niks van myself nie. Here, maar trek my aan, Here, om te pas by die bekeringskap, Here. Here, kom vanavond, Here, dat u weet waar 'n moeder gevat is, Here. Here, kom vra net bietjie salf by u, Here. Asseblief vir die volse familie, Here, die man se familie, Here, en die breë familie, Here. Here, dink aan hulle, Here. Asseblief my koning, want hulle het u nodig, Here. Nou soos enige tyd, Here. Druk hulle vas in die boesem, Here. Asseblief my koning. Vra al die dinge om Jesus Christus omwil. En met baie danksegging. Amen. Amen. Sing ons 'n koortjie kry asseblief. If God before us, if God before us, who can be against us? Who can be against us? Who can be against us today? If God before us, if God before us, who can be against us? Who can be against us? Who can be against us today? Nou, vir die familie. De grafmasganers. Vandag moet ons naam dit. Psalm 32. Vers 8. Sy sê vanavond vir ons. Ek wil julle onderrig. Yes, Lord. Aangaande die weg, waar julle moet nou loop. Sy sê vanavond vir ons. Ek wil julle raad gee. Die woord sê vanavond vir ons, maar ek het 'n plan vir julle. En julle gaan nou aan 'n pad loop. Sonder 'n mama. Sonder 'n vrou. Sonder 'n ouma. Maar sy sê ook vanavond in hierdie psalm, my oog gaan nie van julle af is nie, man. Dit is die boodskap wat sy los vanavond vir ons. Sy wil ons onderrig. Sy wil ons plan gee. Sy wil ons raad gee, Brenda. Maar die Here se oog gaan nooit vanaf as nie gesien. Glo net in die Here, man. Hy sê in Psalm 23,
Die Here is my herder, man. Niks sal my ontbreek nie. Hy sê verder, wees stil, man. Ek wil vir julle stry. Eksodus 14 vers 14. Miskien voel ons te veel. Tot familie, platjies familie, miskien voel ons te veel. Maar die Here sê vanaand, staan stil. Ek wil vir julle stry. Hy sê ek wil vir julle self onderrig, man. Die Here is mos nie 'n coward nie. Hy bring self die seer, die salf vir hy seer. Hy sê dat ons moet stil wees. Amen. En hy sê, hy gaan ons nooit verlaat nie. Ek wil vir die kinders sê vanaand, van hierdie huis, bly by die Here. Bly by die Here. En onderdanig julle ouma en julle pa. En weet, die Here is altyd by julle. En aanhou. Julle gaan op 'n ander pad loop. Ek gaan nie, moenie is mos nou weg. Maar aanhou, daar is mos iemand. 'n groot iemand wat hier agtergebly het. Is papa en ouma. En papa, jy moet vanaand, jy moet weet, Chris, jy moet 2 tonge praat. Jy moet 'n ma se skoene ook aantrek. En 'n pa se skoene. Maar ek weet vanaand, jy glo in die Here. Want sonder die Here kan ons niks doen nie. Kan maar geld ook het. Kan maar grand huis ook het. Kan maar 'n grand kar ook het. My wallet kan maar dik staan. Ja. Maar alles behoort aan die Here. Yes, Lord. Alles behoort aan die Here. Want jy gaan niks saamvat nie. Jy gaan toe jy gekom het, so gaan ek al aan. Ek moet net my pad skoffel om maar voor u te kom. Miskien sê die Here ook nog vir my eendag. Ek ken jou nie eers, man. Ja. Jy het so gepreek. Ja, jy was ook nie jaken gewees, maar jou werker is nie daarna nie. Daarom sê ek altyd vir julle aan die bid hier, so bid vir my ook. Want ek kan ook swak raak. Ek moet ook petrol kry. Daarom het ek nou die aangesê dat jy in die bid hier. Julle weet mos waar is die kerk, man. 8 hier en 10 in die Dalstraat. Julle ken mos. Julle weet mos. Julle is diep uitgehaal. En julle kom van ver af. Julle voorouers het julle ver gebring. Is die waar julle vanaand hier sit. Is die julle vanaand hier sit. Julle sit nie alleen by bitterwater. Ons almal kom van die bitterwater af. Maar dit gaan weer soet raak. Dit bly nie vir altyd bitter nie. Die Here het net nie verbygekom. Toe sê hy, die blom is goed. Hy kan hom pluk. Is my blom reg? Ek moet werk aan my blom. Nou sien my vers daai nie. Ek het 'n vers saam mee gebring. Want ek gaan opstaan vir julle. Maar bly by die Here. Bly by die Here. As jy aan uitweg nie. Bly by die Here. Maar nou ek wil vir julle vra om my te help werk. Ek kan nie alleen kom nie. God se werk is ons almal se werk. Amen. So julle moet my help man. Dat ons hierdie kar oor die drif kry. Maar ek kan nie alleen stoot nie. Ek moet krag ook hê. Ek moet petrol kry om my te help aan die kant uitkom. Ek gaan julle 'n versie gee. Het nou. Ja. Sê. Prediker 3, vers 3. Yes, Lord. Hy sê hierso. Elke ding het sy tyd. Soos God dit bepaal. Alles het 'n bepaalde uur. En vir niks saak, elke saak aan die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word. 'n Tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant. En 'n tyd om uit te roei. 'n Tyd om dood te maak. En 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek. En 'n tyd om op te bou. Dit is die woord van die Here wat ek los hier vanaand vir julle. Die Here sê in Prediker 3 vers 3, 'n tyd om te plant man. Ja man, en 'n tyd om uit te trek. Ja man, 'n tyd om al die onkruid uit te trek. Want ons plant mos
En dan kom maar onkruid ook tussenin. Maar die Here sê, daar's 'n tyd om my te trek ook. Hy sê, vanaand vir ons, daar's 'n tyd vir alles. Ons dink mos, die tyd is in ons hande. Yes. Ja man, alles behoort aan die Here. Hy sê vanaand, daar's 'n tyd vir alles. So ons moet tyd maak vir alles. Dit wat die Here eintlik vir ons sê. Ons moet tyd maak vir mekaar. Ja, want ons kom net, dan kom sê ons net, hallo, dan gaan ons verby en gaan weer kom. Ons moet tyd maak vir mekaar. Want Sondag het 'n tyd gemaak, dat ons almal, die Here het gekom om vir Sondag te neem, om 'n tyd vir ons te maak, dat ons by mekaar kom. Want dit is 'n afspraak gereël. Die Here alleen het 'n afspraak gereël vir ons. So wil maar net vra vir die familie, wees sterk en wees volmoed. En soos ek gesê het, die woord van die Here is almal se woord. Yes. Net myne nie. Nee, ek kan net een kou nie. Ek moet deel, want ek moet help kry van die salf wat gekoop word by die Here, koop jy verniet. Jy hoef nie geld te betaal nie, want die Here maak gesond verniet. Hy sê, gee net jou hart, my kind. Ja. Gee net jou hart, man. Hy sê, want daarin het ek lus. Gee net jou hart. Ook familie, gee net julle harte vanaand vir die Here. Ek sê nie, julle sê by die Here nie. Maar gee net jou hart, sê die Here. Want hy sê, en daarin het ek lus. Hy sê dat verder, en dan sal julle vrede vind. Nie vrede van die mense. Mense vrede is ons net vir nou, en net ons hy verby. Ja. Maar God se vrede, hy bly tot in ewigheid. Bly by die Here. Moet nooit vergeet van die Here nie. En vir die kinders sê, hulle skryf toets. Dis enetjie wat ons aan die tieners, hy sê ook, wees volmoed en vertrou by Here. En nou, wat mama het julle geleer het. En nou net die goeie goede. En sy het altyd weer gesê, mama Elis, die kind moet klaar maak. Maar klaar. Die Here gaan voorsien. Want jy sien as ek bid daar by my huis, of waar ek ook al is, ek bid nie net vir my kinders nie. Nee, ek bid vir ander mama se kinders ook. Want daar's mamas, daar's kinders wat nie mama's het nie. Daar's kinders wat nie oma's het nie. Ons moet vir hulle bid. En die maand is August man, is vrouens man. Mamas, ons moet bid vir mekaar se kinders man. Ek wil nie net bid vir myne nie. As vroue maand, kom wat ons uitgaan en die woord gaan verkondig. Want die Here sê, kom net soos julle is man. Alle julle niks nie, die Here trek jouself aan. Hy sê, hy trek vir jou skoene ook aan. Hy gee vir jou kos, hy gee vir jou klere. Bly net by die Here. Moet nooit weggaan van die Here af nie. En daarmee staan ek terug. Baie dankie. Amen, mama, ons sê baie dankie vir hy woord. Yes. Ons sê dankie vir hy woord, mama. Ons is hier om die waar saam te trek as Gardens. Ons begroet die bedroefde familie in die onveranderlike naam van ons koning Jesus. Met die ingaan van Sondag, toe baie van die vroumense sê dat ons moet kom, ons moet haar memory kom remember, was ek haastig om te gryp aan die geleentheid om Gert, veral deesdae met sosiale media, is daar 'n gedeelte van Gardens wat verlore is, veral die gedeelte van die vroumense. En toe die geleentheid om voortdoen te dink ek, is 'n ideale geleentheid, veral omdat ons dit gaan opvang, dat mense wat nou Gardens join, gaan weet, dat daar is 'n gedeelte, waar die fakkeldraer in Gardens, was die vroumense span. Toe ons nog nie geweet het hoe om te wen nie, toe wen die vroumense al, en dis hoekom ons gaan so bietjie vanaand down memory lane, met van die sprekers. Ons sal seker maar agterna moet kyk, wat kan ons uit-edit so, moenie te al die secrets verklap, en al die secrets sê nie. Eerstens wil ek roep op juffrou. Juffrou kom ook mos al 'n geruime tyd met Gardens aan, en as in 'n bestuurkapasiteit, was juffrou ook daar, in die tyd van die vroumense. So juffrou, kom maak die pad vir ons oop, en dan gaan ons die ander sprekers, soos ek sê, ons gaan down memory lane, ons kom, om our memory wil ons kom remember, en baie van die stories gaan ons skrik, want dit is amper 20 jaar gelede,
Niemand weet nie, ek sê ons het 'n wonderlike tyd, het ons beloof by tyd in ons vroumensspan. As ek maar net so off the top of my head dink, ek dink dit was iets soos 9 of 10 OP spelers. Ons het 2 of 3 springbokke opgelewer. So Gardens kan met trots sê dat Sinda was deel in 'n geskiedenis van Gardens wat rooskleurig was. Juffrou, ek weet jy hoe 'n warme bol gegee nou, maar jy sal maar net moet vang en hardloop. Goeienaand, geliefdes. Goeienaand aan die familie. Ons innige medelee met die ingaan van 'n ma en 'n vrou. My gebed is dat die Here saam met julle sal wees in hierdie tyd, Ashlyn. Dat die Here spesiaal sal dink aan julle wat sonder 'n ma gaan groot word. Maar soos die Here vir baie ander kinders gedra het, glo ek en weet ek dat die Here vir julle ook gaan dra. Aan julle pa, Chris, geen woorde wat ons sal sê vanaand Yes, Lord. sal die gemis wegvat nie. Maar ons berus dat ons by wat die Here gedoen het. En ons sê wat die Here gedoen het, is wel gedaan. Die bal is nie so lekker gepas nie. En ek kan nie onthou dat ek al 'n rugby speler was nie. Ek ken net 'n ronnebal. Maar ek groet julle ook en ek is bly om te sien dat die dames het opgedaag vir vanaand. Ons is amper by die einde van Augustus, maar dit is nog nie verby nie. En ons is hier as vrouens om onsself te verteenwoordig. En ons het 'n plek in die samelewing om te vervul. En daar is plek vir ons almal. Ons almal kan nie dieselfde posisie vul nie, maar daar is plek vir almal om iets te doen om van die gemeenskap 'n beter plek te kan maak. Wanneer ons na die Bybel toe gaan, dan is daar so baie vroue wat ons kan bemoedig. 'n Vrou wat my altyd optel is Hanna. Want Hanna het in haar stilte, het Hanna na die Here toe gekom met haar probleem. Hanna het nie na mense gegaan en vir mense haar probleem gegee nie. Hanna het haar probleem na die Here gevat en op die regte tyd, soos die diaken gepreek het, Hanna se bepaalde tyd, het die Here vir haar deurgekom en die Here het haar seën aan haar gegee. Daar is nog baie ander vroue. Daar is die Esters wat na die paleis gevat was. En Ester was agterna in beheer van daardie paleis. Ons het 'n plek in die samelewing. Laat niemand vir jou vertel dat die plek is te groot nie. Daar is plek vir ons in die samelewing. En wanneer ons gaan dwaal in die Bybel, dan beweeg ek so klein bietjie weg van dit wat ek nou sal wil deel. Dan kom ek by 'n man met die naam van Job. As ons gaan kyk in Job 1, toe kon God vir Satan sê, daar is my kind Job. En God kon Job so mooi beskryf. Maar wat sê God vanaand as hy van ons praat? Kan God die duiwel stuur na ons toe en seker wees dat ons die aanslag van die duiwel kan weerstaan? God het geweet,
Job is sy kind. En as ons deur die boek van Job beweeg, dan gaan ons sien die troubles en tribulations waardeur hy gegaan het. Wie van ons maas kan staan wanneer 10 van jou kinders op een slag doodgemaak word of doodgaan, soos wat met Job gebeur het? Ja, die Here het geweet, toe hy op Job se naam roep, hy het 'n kind en 'n seun in Job. In Job 42 vers 5 sê Job, tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. Oor 'n paar maande of oor 'n paar jaar mag dit julle getuie ook wees, dat ons dit altyd gehoor toe mense praat, maar nou kan ek sê, ek kan sien wat die Here vir ons gedoen het. Job kon sê, nou weet ek weet nou wie ek is in God. Ek weet nou wat ek kan doen in God. Job het ook teen die pad, het hy ook moed verloor, want hy was 'n mens. Maar aan die einde kon hy terugstaan en hy kon sê, ek weet dat my verlosser lewe. Mag die Here met ons elkeen wees, mag die Here met julle in besonder wees, en mag die dag van Saterdag net die Here wees, wat julle daardeur sal dra, en die Here seën. Lei my, Here, lei my, Here, lei my. Lei my na die water, waar daar is rus. soos 'n boom, Here, Soos 'n boom, geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus, op die regte tyd. o Here, lei my, Lei my, Here, lei my, Here, lei my. Lei my na die water, waar daar is rus. soos 'n boom, Here, Soos 'n boom, geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus, op die regte tyd. Ons sê baie dankie vir Juffie vir die woorde. Soos ek sê, was een van ons suksesvolste spanne wat ons in Gardens gehad het. As ek so kyk na die Presselis se ou foto's as 'n bestuur, die dinge wat nou gebeur in vrouens rugby, daai tyd al maar gebeur. Daai tyd toe gaan ons maar net in vroue rugby en almal is nog iets niets vir almal. So ons weet nie hoe om dit te treat nie. Terwyl Marika vir ons na vore gaan kom om iets kortliks vir ons te gaan sê, en soos ek sê vir die familie en vriende, julle kan trots wees dat Sinda was deel aan die sukses wat Gardens nou het. Soos ek sê, baie maal aan pen ons nie ons geskiedenis genoeg vir ons kinders en ons kinders se kinders nie. Maar oral waar die familie loop, weet as julle die badge sien, weet dat my niggie, my ma, my suster het iets gecontribute in hierdie sukses. Maar ek hoop jy kruip weg, waar is jy? Ons wil al die stories hoor. Net jullie. Goeienaand almal. Ja, my naam is Royden. Eerstens wil ek net verskoning maak vir die ander spanmaats wat nie is julle stands in die werking. Aan Sinda se bedroefde familie ons innige meegevoel aan julle. Sinda was nie net 'n spanmaat vir ons omgeer. Ons was so susters ons almal. Jy weet, dit is 11 nie. 11 het ons geleer wat dit is om 'n eenheid te wees. Vroeger in die jaar het ons so 'n get-togethertjie gehad. Ek gaan nie in detail nie, want anders gaan Gert hulle vir ons bid. Ons het so 'n get-togethertjie gehad om Gert. En ons het foto's van. En ons gevoel ons is moeg van karretjie vat klomp foto's, maar sien hoe lyk ons nie. En ons het ons eie foto's gevat en nooit so ons kon dink hy sou ons laaste spanfoto wees daai dagie. En om Gert ironie is genoeg. Sinda het gekarring. Sy karring, ons is in 'n WhatsApp groep en sy karring. Van as ons 'n next get together. Ons moet nie te lank vat nie. So. Maar God het ander planne met Sinda gehad. Ons het Sinda mis.
Ons het lief geword vir mekaar. Ons sal vir Sinda mis. Haar lag. Haar sin vir humor. Sinda het klomp sê goedjies gehad. Ek kan nie alles sê nie, waarom Gertlik gaat bid. Maar ons gaan vir haar verskriklik baie mis. Sinda was stout ook om Gert. Elfie mos laat ons aan een haar klop. Nou hoor jy dat op 'n maandag breakdown. As sê Sinda jy bolie. Ek gaan hom 'n ander ding wys haar klop sê vir Elfie plat. Dat Elfie weet hy's plat haar klop. En ons almal het maar gedoen met Elfie, ons het mos geweet. Maar Bella het gesê, weet jy as Elfie bang vir 'n vrou nie. Want Elfie wil nie aan ons raak nie. Al fy kon sommer nou 'n injury, jy word net sop nat gegooi. Dat het Sinda gelag het, lyk dit moet so wees. My spanmaats, my susters en haar familie. Sinda die goeie stryd gestry. En sy het haar wedloop voleindig. Ons gaan onze suster mis. Ons gaan haar baie mis. En die familie sterkte met die voorbereidings na Saterdag. Dis al van my. Ons sê baie dankie aan Marika. Sy het baie mooi gepraat nou, maar hulle was baie rof op die veld. Eendag toe loop ek van ander span, blou span se vroumense raak. Toe sê sy nee, ek speel nie en hy vroumense nie is gangsters hy. Sy vra die vrou sê, hoe weet sy weet nie wat beteken hosh en hoe lyk hulle nie, want op die veld hulle het nie teruggetrek jong. As die Mr. Ref verkeerde kant penalty te gee, bok jy een kyk en sê hosh Marobanan, draai die ref maar sommer om en dan soek jy 'n ander fout. Terwyl ons wel my vra om stadig na vore te kom, soos ek sê, dit was gevaarlike vroumense die. Wel, maar jy kan elke Saterdag moes ons gehoor het, as ons nie wil tackle nie, en hoor jy in die team talk, die pres sal weet, as hulle vir ons gevra word, moet ek maar vir Marika gaan haal, om julle te wys hoe om te... Elke keer moet ons hoor, as daar nie 'n try kon gedruk word nie, moet ek maar die bol vir Gasha gee, dat sy julle wys hoe om deur te hol. So wel, my ons wil die stories hoor man, ons wil die stories hoor. Nee, ons is nie allemaal gemaak vir kameras en die crowdsie. Ons doen het maar, jy kan. Maar ons groet een en elkeen in die wonderlike naam van Koning Jesus. Die kinders, Chris, Sinda se siblings en laastens aan Brenda, die ma wat haar vir 9 maande gedraad en haar gevoel het skop. Soos die juffrou gepraat het van Job. Hy het vir sy vrou gesê, ons het dan die goeie geskenke uit God se hand het ontvang. Hoekom ook die slegte sê? Nou ek weet, die Here is goed. As dit nie vir die Here was, sou ek nie vanaand hier kon staan. Nou daai Here wat goed was vir my, Yes. is dieselfde Here wat goed gaan wees vir julle. Mag julle vertroosting in God vind, That's right. en niemand anders hê. That's right. En sterkte met die reëlings. Roy dan ek gaan nie in detail, want ons moet nog 'n blok reël. En ons wat agter bly in Markus 13 vers 23, waak en bid. Die tyd Yes. en die plek is onbekend. Ja. Ons weet nie wanneer nie, Ja. en ons weet ook nie waar nie. In watse toestand is ons. Ons sit week na week in 'n begrafnis bid hier. Maar wat verander ons aan onsself? Susan Ellis het gesê dat ek is baie lief om te sê ek worry nie oor die susters van my. Wat 2002 ons is nou nog, ons was nie net spanmaatsie, maar ons is susters. Ek kan nie met 'n trailer graveyard toe gaan nie. Ja. Ek los alles hier. So ek moet reg is en ons begrafnisgangers moet reg is. Mag die Here u seën. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy
to trust and obey. Terwyl Jolandi haar gaan regmaak om na vore te kom, kry vir Elfie gister en vra vir Elfie, wil Elfie nie iets sê nie. Pres Elfie sê, as jy wil hê ek moet iets sê, dan gaan ek nie kom nie. Ek wil niks sê nie. Wie toe ek wegry van Elfie af, kom het net weer by my dat Gardens was gebou ne, deur manne wat nie limelight wou hê nie. Gardens was gebou deur manne wat nie aan die voorpunt wil wees nie. Ek wil doen vir die organisasie wat ek wil doen en ek wil huis toe gaan. Die mense hoef nie te weet wat ek gedoen het nie. Dit is wat Gardens gemaak het. Gewone manne. As ek maar net dink, ek sien is van die oud spelers ons Morneyelok. Ons kom met die hande van Elfie en Mabella en Billa en Pres George. Ons kom met gewone manne se hande uit. En hy man het van ons mens gemaak dat ons kon in spaces gaan wat mense kan sien, hè, maar is iets different dan die ouetjie. Is iets different dan die meisie. En dis hoekom ek sê dit is belangrik, jy kan nader staan Jolandi, is belangrik dat ons moet die geskiedenis van ons vroumense gaan die pres kans gee om ook vir ons te sê wat het agter die geslote deure aangegaan. Want Elfie het kindig gesê nee, kan nie first aider is nie. Want elke keer as Marika hulle beseer is, hulle is net hier by die boude beseer. Elfie sê nee, ek gooi net water. Ek vat nie aan boude nie. So, dis hoekom ek sê dit was new territory en was so vroumens first aiders nie. Die oomens moet maar hier vat en vryf en ons moet maar net aangaan, ons leer die ding soos dit aangaan. Jolandi, oor aan jou meisie. My begroeting is aan die onwonderlike naam van ons koning Jesus, aan die familie, Shami, aan Brenda. Ek weet as ek lekker om my ma te verloor nie. Van 2014 het ek op my ma in die dood afgestaan. En dat was nie lekker nie. Maar die Here weet van beter. Hy sê in Jeremiah 29 vers 11, die planne wat ek in gaande, jou gedagte koester, is die planne van onheil, maar om jou hoopvolle toekoms te gee. As jy gedinke, daar is die hoopie. My chomie, ja, is hoop. Die Here moes jou ma vat, voordat hy besef, jy het 'n toekoms. Soos Marika hulle gesê het, ek wil nie nog in detail sê nie, maar wees sterk en vol moed. En sterkte vir Saterdag, want ek weet die Here gaan julle deurdra. En jy ook, matrikulant, druk deur, because dit wat jy deurmaak, het ek ook deurgemaak. My matriekjaar, toe my ma siek raak, was moeilik, maar die Here het my deurgedra, ek het geslaag, deur dit. Verstaan jy, so ek wil hê, moet nie dink, jy vir jou gaan en nou dink, jy het die ma nie, maar jy gaan deur, hy drif gaan. Verstaan jy? En jou pa, hy moet sterk wees, van hy's ma en pa. Verstaan jy? Om hy skoene vol te staan, en bietjie swaar is, maar en jy weet, die Here ken hom hart. Die Here weet waar is hy in staat om vir julle te doen, en met hy woorde gaan ek terugstaan. Ons sê dankie, soos ek sê, julle kan sien Gardens het baie predikers. Gardens is wydsuid en ons is groot. Terwyl ons gaan geleentheid gee vir ons president, soos ek sê, is manne wat hulle lewe opgeoffer het vir die klub. Ons het maar nou net so 'n bietjie paar stories in die kar vertel. Ek weet nie, ons kan nie al die stories vertel nie, want dit word op die kamera. As een van die spelers wat seer gekry het, en ons gaan om te gaan besoek by die vroumensspeler. Toe ons haar so kom, sy het seer gekry, sy was hospitaal toe. Toe sy by die hospitaal kom, kyk hoe lag wel my hulle. Toe sal sy 'n tyding kry, hoe ver is sy al? Dat die mense vra, maar sy kom vir 'n rugby besering. Toe sê die dokter, ons gaan om te gaan bid vir die besering. Pa sê, Here cover, hoe maak ons nou? Ek sê, hey, pa, ek weet nie, want toe kry almal die tyding, het wys, had mense opgeoffer vir hierdie klap. Ons eet nou, maar die eet het begin by gewone mense waar die auntie het 'n baked beans uitgehaal. Die pres het 'n R10 by. Dit is wat Gardens vandag het. En ek wil nooit hê ons moet hy verloor nie. Waarvan af ons kom en wie het opgeoffer. Dis hoekom ek sê aan die kinders, aan die familie, aan die vriende. As jy loop in die straat en Gardens het gewen, dan kan jy met trots sê, hierdie organisasie
My ma se sweet, sy lê Abbeyveld. Ek is part en parcel van wat die aangaan. Soos ek sê, ek wil oorgee aan die pres, want het was 'n interessante tyd, hy het vir die pres hulle, want al die jare was hulle gewoond, manne bestuur, en hier kom die vroumense, en hoe, om Bila het altyd dan skit hy net om kop, want om Bila kan nie die vroumense rugby verstaan het, hy sê, imagine jy kom by die huis, dan sê die vrou vir jou sy seer, my knie, my skouer, waar dit die man moet wees. Pres, ek gooi gee oor aan pres. Ek wil eerstens die voorstander vir jou dankie sê vir 'n voorreg en 'n geleentheid. Aan die bedroefde familie, Witiergangers, Gardens. Laat ek maar begin. Om Gert gister vra vir my, Johnny, hulle sê is nommer 6, Henstraat. Is dit die Richard se huisie? Ek sê om Gert, is net langs Owen. So dit is Richard se huis. Ek wil net vir julle sê dat Richard vir die kinders, ek het met Jeremiah by die werk gepraat, toe die pa en die ma, Chris weet wat dit kos en wat dit verg om die tipe pyn te kan dra. Hy het ma en pa binne daar verloor. So hy weet wat dit vat. En ironies genoeg, dit was jou pa, Chris, by Goodyear 1988-89, het ons agter by 'n groot boom, dit was Marion Stewart se jaar daai gewees, waar hulle die goed gepak het. Dit was ons gebedsessies 11:00. Daar Richard het ons, jou pa, het ons daarin gelei. Dis hoekom ek sê, die Here gee sy ergste battles, gee hy vir sy beste soldate. Is nie enige een wat pyn kan vat nie. Maar hy gee dit vir sy sterkste en sy beste soldate. So vir die familie wil ek sê, wees verseker dat die Here julle wel sal onderskraag in hierdie tydperk. Want dit was bewys, dit is bewys. Om terug te kom na Sinna en die vrouespan van ons. Hulle was verskriklik. Hulle was verskriklik. Op alle vlakke. Ons was die beste vrouespan van daai era. Ek glo nie, hier in die Oos-Kaap was daar 'n span wat ons werklik waar kon toets nie, sal dit so sê. Die vrouens, op 'n donderdag aand, was dit hulle scrum sessies en tackle sessions teen ons first team. Dan sê Charlie, en laat ek een van julle sien, hulle tackle. Hulle moet julle tackle. Hulle moet julle scrum. Maar, as jy kyk na Marika, dan sien jy Marika het getackle. Die manne wou nie getackle word deur Marika nie, Sindale. Die man het geweet van, jy gaan getrap, jy gaan geslaan. Dis die goed wat ons van weet van ons vrouens. Hulle het byvoorbeeld, soos Royden sê, ja, ons die meeste spelers in die OP span gehad. Maar wat ons afgebreek het, hierdie vrouespan, daar was nie weer na hulle 'n groep spelers soos hulle nie. En dit is so, is manne soos Elfie en Mabella wat hulle gemaak het. Mabella wil niks hoor nie. Hulle kan kattekwaad aangevang het. Die spelers gaan nie huis toe nie. Ons manspanne, die manne gaan nie huis toe nie. En dan word daar gekla. Dan word daar gekla by die bestuur. Maar Mabella en Elfie weet niks.
Wie kla hulle aan? Niemand nie. Maar jy hoor, wie was by mekaar? 'n Bok was een van die sterre. Bok was een van die sterre. Ek glo nie mense weet dat Bok kon goed pale toeskop nie. Ek glo nie baie van die mense sal die tipe goed onthou nie. En dit is eintlik hartseer om te sien dat daar nie meer 'n vrouespan by Gardens is nie. Ja. Maar die probleem wat dit vir die klub finansiëel is dit 'n bietjie strain op die klub. As ons kan saamwerk, sal ek bitter graag weer 'n vrouespan wil hê by Gardens. Want deur hulle het ons baie meer goeie spelers gekry, manspelers. Deur hulle. Hey, prys! So, en baie van hulle, die Gardens familie is gegroei. Prys! Ek glo nie in daai era het ons seker 2,000-3,000 followers gehad nie. Ons het ewe skielik het ons Ja, die hoogtes ingeskiet. En ons het sommer baie beter speel. Gardens het bestaan uit, ons noem dit sommer meer plaasnaars as enigiets anders. Toe kry ons sommer van die beste plaasnaars van hulle hoor en hulle sien die goeie en mooi vroumense wat ons het, maar dis rugby spelers. So hulle het nie net rugby gespeel nie. Hulle het gesorg dat Gardens voortbestaan. Ek wil vir julle dankie sê familie. Die ouers van Sinda. Dankie vir die blom wat julle vir ons gegee het. Ek het geskrik toe ons die tyding hoor jy ook dat sy hare gedoen het want die mense wat nou comments lewer, hulle die een sê nie sy nie. Sy kon so goed hare doen. So Sinda was 'n mens, 'n persoon van baie talente. En dit kon sy net uit die hand van die Here ontvang het. Ek wil die familie en vriende wil ek net ek gaan nie preek nie, ek gaan net amen. 'n woordjie laat by julle. Jeremia 11 vanaf vers 33. Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondlik is sy oordeele en speurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat hom vergeld moet word? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Nou jy weet dat, die diaken het so tereg gesê, en dit sluit aan by Prediker 3. Dit sluit aan dat daar is 'n bepaalde tyd vir alles. En nou sien ons dat Paulus skryf aan die Romeine. Hy skryf dat deur hom, tot hom, is alle dinge. Ons gaan die vraag vra, maar sy was dan nog so jong. Maar God bepaal die voetstappe van 'n mens. So dit was God se plan. Want Jeremia 1 sê dat ek het jou geken nog voordat jy in jou moederskoot gevorm was. En voordat jy uit die moederskoot uitgekom het ek jou geheilig. So Sinda se dag was deur God so vasgestel van haar geboortedag af.
So familie moenie treur soos mense wat geen hoop het nie, maar vertrou en glo. Amen. Hy's nog dieselfde Jesus, die wonderlike Jesus. Ons gee hom aan, ons prys sy naam. Hy's nog dieselfde Jesus, hy's nog dieselfde Jesus. Die wonderlike Jesus, ons neem hom aan, ons prys sy naam, hy's nog dieselfde Jesus. Terwyl ek vir Basil gaan vorentoe roep om ook net die familie te kom bemoedig, en ek dink die president het reg gesê, die vrouenspan was belangrik. As ons deesdae kyk na ons budget oor hoeveel spelers ons moet kry by die veld van buitestedig af en weer terug, daai tyd het ons nie hy probleem gehad nie. Ons maak jou verlief op uit nag, dan pak jy maar die tasse af van Olomoa af, af van Stellenbosch af, dan kom jy maar uit nag toe, en dan bly jy sommer hier, so was daar nie nog hy petrol uitgawe nie. En soos ek sê, dit is belangrik dat ons wil regtig, ons raak 100 jaar, dat ons geskiedenis saamvat, meneer Forbes. Die beskrywing van 'n legende, en dis hoekom ek sê, ons is hier vanaand by 'n legende, maar laat ek die beskrywing gee wat is 'n legende. 'n Legende is 'n persoon wat aan enigiets werk that will outlive them. So as hy ding voortbestaan na jou dood, dan is jy 'n legende, because jou memory gaan voort. En ek raak bang, want in die afgelope tyd, die jare het ons baie mense verloor in Gardens. En my vrees is, wanneer gaan ons die mense se geskiedenis saamvat? Voor pres ons eendag verlaat, ons moet saamvat, wat dit Gardens tot 100 jaar, want Gardens, baie mense het gedink, Goodyear sal nooit toemaak nie. Baie mense het gedink, as baie organisasies, wat sal nooit toemaak nie. Gardens is stadig op pad na 100 jaar toe, net deur die genade, en Sinda het gekom, en sy het net haar stukkie gedoen aan hierdie organisasie, en die organisasie gaan aan, en dis hoekom ons kom, net om ere te kom gee, because it's a legende. Anything that outlives you, what you've built, you consider yourself a legend. Oor aan jou, meneer Masamal. Amen, dierbares. Prys die naam van die Here, halleluja. U is wonderlik begroet in die onveranderlike naam van ons koning Jesus. Ek sê vir die Here dankie, dierbares, vir die kans en die voorreg wat ek vanaand het. Prys die naam van die Here, halleluja. Jy weet, net om iets te kan sê, prys die naam van die Here, aan die bedroefde familie, ons innige meegevoel. Jy weet, ek sê altyd, is 'n carpe diem moment, prys die naam van die Here. En ons moet hierdie dinge met ons, prys die naam van die Here, bewaar en 'n erde kry. Carpe diem beteken seize the moment. Want hierdie geleentheid gaan nooit weer by ons verbykom, die prys die naam van die Here, dis vir ewig en vir altyd verby. Nou, ek wil net so 'n bietjie 'n mixture maak van die straaltjies, prys die naam van die Here, en nou wil ek so 'n bietjie die woord van die Here net so inbring, maar een ding van Sinda wat ek nou kan weet, wat ek nou sommer aan kan dink. Ons sit nou die dag daar in die gym, en een van my vriende, ek wil nou nie die man se naam noem nie, en ek wil hê die man se naam en hier val die prys die naam van die Here. Nou, ons ken mos vir Sinda was bietjie rof van die edges gewees, prys die naam van die Here, halleluja. Sy het nie gebysa nie, kom ek sê dit so, sy het nou, Amen. maar of jy 'n man is of 'n vrou is, sy het maar nou net nie gebysa nie. Nou hy vertel ons daar, hy sien haar een keer in TK se plek, prys die naam van die Here, terwyl hulle mos nou daar is, prys die naam van die Here. Nou, die van julle wat sal verstaan, as jy nou in die mafias en die mongrels se tyd groot raak, en die kiriebende, en sê hulle mos, hulle het jou lekker afgelek. Ek weet nie, ken julle daai, prys die naam van die Here, ons gaan jou aflek. Nou, hy sê, hy sien vir Sinda so daar besig met 'n jong, maar hey, sy is besig met die jong, en sy sien die jong kan nou nie bykom nie, maar Sinda lek hom toe nou af, prys die naam van die Here, en hy sit hierso, prys die naam van die Here, en
sy kom na hom toe en hy vra vir hom, sy vra vir hom, wat kyk jy my so? Sy naam was baie Baie prys. hy sê vir haar prys in naam van die Here, dink jy gaan my ook afleek? Ek gaan jou steek want ek sien. No, dis hoe sin daar is van die volleybal daar af, prys in naam van die Here. Ons het 'n wonderlike geskiedenis saam. Nou sy het regtig gebuis aan, sy was een van daai vroumense. Jy weet of daai mense wat in enige kapasiteit, in enige sport, in enige ding kan sy bo-gemiddeld wees. Prys en het sy dit volleybal was of het sy dit rugby was. Maar ek wil net die familie bemoedig en dan wil ek vir die kinders iets doen. Jy weet, die woord van die Here sê nadat Jesus die koninklike beampte se seun van 'n distance af geheal het. Jy weet sê daar's 'n fees in Jerusalem en Jesus het opgegaan na hierdie fees toe. En die Bybel praat van daar in Jerusalem by die skaapspoort was 'n bad met 5 pilaargange. En daarin, prys die naam van die Here, het 'n baie klomp siekes gelê. En ek is so bly, prys die naam van die Here, dat die Bybel verklaar die siektes wat die mense gehad het. En die woord van die Here praat van onder andere daar 'n man gelê. Jy weet wat 38 jaar, jy weet by die bad gelê het. Jy weet, en terwyl Jesus verbykom, vra hy vir hierdie man, wil jy gesond raak? En hierdie man sê, prys die naam van die Here, halleluja, ek wil gesond raak, want daar het 'n engel op 'n bepaalde tyd uit die hemel het gekom, en nadat hy die water geroer het, die ene wat eerste ingespring het gesond geraak van watter kwaal ook al. Jy weet, en ek wil vir die familie sê, prys die naam van die Here, en toe Jesus hierdie man vra, wil jy gesond raak? Is nie dat die man nie wil gesond raak, want het vir Jesus gesê, onderwyl ek kom, met ander woorde, daar was effort ingesit, maar onderwyl hy kom, spring hy iemand, prys die naam van die Here, voor hom in, en hy het hierdie persoon kry gesondheid. Maar wat hy nie meer berekening gehou het, die prys die naam van die Here, want dis 2 dispensasies wat op daai tyd mekaar, jy weet, net daar ontmoet, prys die naam van die Here, die dispensasie van die engel wat die Ou Testament verteenwoordig, en Jesus homself, prys die naam van die Here, is daar, prys die naam van die Here, en baie kere mis ons die opportunity, ons wag vir die engel, prys die, terwyl Jesus hier is, prys die naam van die Here, halleluja, en daarom wil ek die familie, jy weet, vanaand bemoedig, prys die naam van die Here, moenie die opportunity mis vanaand, jy weet, dat Jesus, prys die naam van die Here, hy is Jehovah Rapha, die God wat genees. Hy is Jehovah Jireh, die God wat voorsien, prys die naam. En God gaan aan julle voorsien sterkte. Hy gaan aan julle voorsien geloof, prys die naam van die Here. Ons moet net vashou, prys die naam van die Here. En dan wil ek net die ding doen vir die kinders, prys die naam van die Here, om Gert my net gaan help, prys die naam van die Here, halleluja. Ek wil hê julle moet my help, prys die naam van die Here. As Sinda nou hier gewees het, prys die naam van die Here, sou sy miskien vir haar kinders iets soos die gesê het. Sy wou graag haar kinders so hê, soos Jesus wou hê. Sy wou graag haar kinders so hê, soos Jesus wou hê. Waarom my moeder, waarom my moeder, die Here, hy weet alleen, waarom sê ons verlaat, sy die wedloop verlenge, sy die goeie streek bestreek, sy Jesus in haar lewe, sy sal vir ewig. Kom sing het saam my, waarom my moeder, waarom my moeder, die Here, hy weet alleen, waarom sê
ons sy die wedloop voleindig. Sy die wedloop voleindig. Sy die goeie stryd. Sy Jesus in haar lewe. Sy sal vir jou. Kom ons gee die Here so prys. Ons weet dat sy die wedloop voleindig. Sy die goeie stryd gestry en sy Jesus in haar lewe. Prys die naam van die Here. En die Here seën. Prys die naam van die Here. Amen. Ons sê dankie vir Bezel. As ek net so terugdink prees soos jy ons lei, dink ek baie van ons ou mense, hulle smile daar waar hulle is. As ons dink aan die oud, ons dink aan Bila Senior, Junior, ons dink aan om Derek Ferreira, Mr. Johnson. As ons dink dat ek dink, ons kan nie verloor, terwyl hy mense vir ons in 'n goeie posisie gegee het. Die broer Andre, as jy jou kan regkry. En dis hoekom ek sê, as jy nie die geskiedenis van Gardens vroue span ken nie, dan ken jy nog nie Gardens in hom geheel nie. So vir die nuwe Gardens wat nou join, gaan terug klas toe. Maak 'n draai by die strandhuis. Maak 'n draai by van die oomens en sê gee my die geskiedenis van hierdie vroumense, want daar was op 'n tyd dat hierdie vroumense die fakkeldraer was in die klap. Ons was nie so gewoon wen nie, maar hulle het sommer skors op skors geslaan. Hulle het geskoor en dis hoekom ons sit vanaand met legendes wat Gardens gedraai het. Ek sien vir Rene, Marika, Welmy, ek het Gasha gesien, is groen. Ons kan trots wees waarvanaf ons kom. Ons wortels lê pre-unification. Maar ons vrugte is post-unification. Marika het iets interessant gesê toe sy begin. Ons was geleer unity. Dit is die eerste ding wat jy leer as jy by Gardens kom. Dit is nie my spanmaat nie, is my broer. Maar so wonderlik soos hierdie meisies was, het hulle ook harte gebreek. Ek sien maar nee, hulle staan na agter, maar ons gaan hy stories los vir 'n ander diens. Broer Andre. Ek groet u in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Yes, Lord. Hy wat is en was en sal bly tot in ewigheid. Ons sing 'n loflied tot die Here. En terwyl ons 'n loflied sing tot die Here, en terwyl hierdie familie in 'n vreemde land is, in 'n vreemde plek, ons sê ons Here, werklik U het ons gedra. Want God was saam met ons. Ons spreek die vrede van na hierdie huis toe. Mag die vrede van God altyd deur ook by julle wees. Jy weet, ons het baie straatjies gehoor, en ek sou gehad het dat ons moet aangaan en aangaan. Maar ons moet stilstaan by die woord van die Here. Want daar is mense vanaand wat getroos moet word deur God. En ek gaan 'n paar skrifte lees. Psalm hoofstuk 30. En ek gaan enkele verse saam met u deel, in die besonder die bedroefde familie. Ek wil u lof verkondig, sê Dawid. Here, want u het my opgetel. U het my vyande verhinder om bly saam met my te wees. Here, my God, ek het u geroep om hulp en u het my gesond gemaak. Sy troon duur net vir 'n oomblik, maar sy gedagte, sy genade is lewenslang. In die nag vloei die trane, maar in die oggend is daar vreugde. Ek het u geroep, Here. Ek het by u gepleit om genade. U het my droefheid verander in 'n dans van vreugde. U het my rouklere weggeneem en my met vreugde beklee. Laat die woorde van my mond en die meditasie van my hart, laat dit 'n welgevalle offer wees tot verlossing van elkeen se siel wat hier
teenwoordig is. U weet wanneer ons by die dood kom, maak nie saak wie sterwe nie, die dood hy maak vir ons seer. Ons wil nie by die dood stil staan. Ons wil nie hier staan by die dood nie, omdat die dood vir ons seer maak. En hier kom Dawid. En Dawid beskryf het vir ons. En die besonder bedroefde familie, wanneer Dawid skrywe, en dan skrywe Dawid en sê, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Weet Dawid sê, Here, U het my uitgehaal. Here, U het my opgetel. My God, U het my gered. En vanavond is ons hier, wanneer ons hier die familie, wanneer die dood getref is, dan sê ons soos Dawid, Here my God, tel hierdie familie op. Here my God, U sal hulle tot hulp wees. Here my God, Here dra vir hulle, want hulle het U so nodig. En wanneer ons staan by hierdie gedeelte, waar Dawid sê, weeping may endure for a night, wil ek stil staan by middernagtelike ure. Wanneer middernagtelike ure gebeur, wanneer donker ure gebeur, en die besonder broers en susters, en die besonder ons bedroefde familie, middernagtelike ure, wanneer God by ons se draai kom maak. In middernagtelike ure, wanneer ons God nie verwag nie, en dan maak God vir ons se draai. Is in middernagtelike ure, wanneer ons lê in ons bed, en wanneer ons sit in ons bed, en ons sê, Here, dat hierdie nag net verbygaan, want my God, ek sit in pyn, my God, en wanneer ek in U so kyk na die plafon, terwyl ons lê in middernagtelike ure, sê ons, wag my Here, laat dit tog net vir ons dag word, my God, want ek en U, want ons kan nie die pyn ervaar nie, moontlik, het Sinja ook in haar middernagtelike ure, het sy God geroep, wanneer sy in haar middernagtelike ure sit met pyn, en sê, Here, kom verlig tog die pyn, want my God, die pyn is ondraaglik, en self Dawid, hy skryf vir ons, en wanneer Dawid hierdie psalm skryf, sê Dawid, ek het pyn ervaar, ek het verliese ervaar, ek het teleurstelling ervaar, maar my God, het my opgetel, en so sê ons vir die familie, wanneer ons staan, hier by die dood, dan sê ons, God sal vir u optel, God sal vir u lei, en God sal vir u dra. Middernagtelike ure, wanneer ons nie weet wat om te doen nie, middernagtelike ure, wanneer ek en u baie bepyns, en sê, Here, wees tog saam met my, want my God, die pyn is ondraaglik. Daar is 'n storie in die Bybel en Handelinge, manne wat middernagtelike uur het hulle tot God geroep, en nie tot die mens nie, maar tot God. Want Paulus en Silas, terwyl hulle in die tronk was, in die middernagtelike uur, word hulle bewus van God, en hulle kla nie by mense nie, maar hulle gaan na God, omdat hulle weet, dat God hulle sal roep. Ek sê aan hierdie familie, in hierdie tyd van pyn, in hierdie tyd van rou, moet julle wend tot die Here toe, want dis die Here wat julle sal uitlaai. In die middernagtelike ure, terwyl ons nie weet wat om te doen nie, terwyl die dood by ons staan, terwyl die donkerte by ons staan, sê God ook vanaand vir ek en u, dat ek en u moet by hom bly, in die besonder ons bedroefde familie. En terwyl Paulus en Silas in die tronk was, en terwyl daar 'n middernagtelike aardbewing plaasgevind, terwyl daar 'n aardskitting was, het God vir hulle deurgekom, en so liewe bedroefde familie, God sal vir u deurkom, God sal vir u lei, en God sal vir julle dra. In die middernagtelike ure, terwyl Paulus en Silas in die tronk was,
kom die Here tot julle en die boeie val van hulle af en hulle word bevry. Maar Paulus en Silas, hulle sê vir die tronkbewaarder, nee, ons is maar nog net hierso, ons gaan nergens nie, maar wat het gelei, dat hierdie middernagtelike uur wat plaasgevind het, God het hier gekom, en die tronkbewaarder het tot bekering gekom, want God was daar, en hierdie middernagtelike uur van u, en die tyd van pyn van u, en die tyd van verlies van u, en die tyd van teleurstelling van u, sê God op vandaan, en die pyn van u, God gaan vir u deurkom, en God sal vir julle dra. Wanneer julle huil, en wanneer julle ween, sê die Here, dis nie 'n teken dat julle swak is in geloof nie, maar wanneer julle huil, en wanneer julle treur, sê God, dat julle is lief vir synde, julle liefde bewys julle daardeur, julle liefde ook vir synde. Baie geloofshelde, het gehuil Abraham, hy huil oor sy vrou Sarah, David huil oor sy seun Absalom, Jesus self, in die kortste vers van ons Bybel, Johannes 11 vers 35, sê die woord, Jesus het geween. En vanaand, liewe familie, God gaan julle op arensvlerke dra, wanneer julle by God kom skuil, wanneer hulle bidden voor die Here staan. Moenie langs of regs kyk nie, kyk op na die Here toe, want dis hy wat julle sal dra. Die laaste gedeelte wat ek wil praat, is wanneer hierdie rouklere, wat vers 12 van praat, julle gaan verander in feesklere. Nou die ou mense het gewoonlik, wanneer daar sterfte is, het hulle rouklere gedra, en het gerou oor hierdie persoon, wat gesterf en het lang het hulle hierdie rouklere gedra, maar David sê, vanaand vir julle is vanaand in rou, julle het vanaand julle die rouklere aan, want julle dra die kleed van synde, omdat julle in rou is vir haar, maar God, hy nooi julle uit, wanneer God julle gaan verander, sê God vir julle rouklere gaan ek uittrek, en God sê vir julle vers 12, ek gaan vir julle feesklere aantrek, feesklere, vir feest gaan julle vier, maar sê God, en dan moet julle by my skuil, ek kan nie my feestklere, of my rouklere, kan ek verander, sê God, maar ek moet eers 'n draai maak, by die Here, sodat julle kan dans van vreugde, want God gaan julle genees. Die dood is ook 'n teken van genesing. God, wie is daar altyd bevrede? God het haar genees. God het vir synde genees. God het haar pyn kom verlig. En dit is wat die dood ook doen. Die dood kom genees ons van ons pyn. Die dood kom genees ons aan die siekte wat ons ook gehad het. En wanneer die dood inkom, sê God, sy is dan nou, is sy volkome, is synde genees. En synde is ook gereed, wanneer sy voor God sal verskyn, sal sy haar feesklere aantrek. Synde los alles agter, haar siekte los sy agter, en sy trek Godse klere aan, haar feesklere. En David sê, synde gaan dans in haar feesklere, synde gaan dans in haar feesklere, want God het haar pyn kom verlig, God het haar droefheid kom verander, en God het haar gelei. Nou, broers en susters, ons wat agterbly, ons wat nog in die wik en weeg van hierdie lewe is, ek en u wat nog hier is, sê ons, Here, leer ons om ons daar so te tel, sodat ons wyse harte kan bekom. So wanneer die dood by ons is, sê ek, Here, ek is gereed, want die Here sê, ek kom soos 'n dief in die nag.
is ek in U gereed. Iemand het genoem, wat vir my baie opvallend is, dit my geraak vanaand. Maar iemand gesê dit, ons kom elke keer na bidhuur toe. Ons woon, elke bidhuur woon ons by. Maar iemand sê hier, die vorige sprekers, wat doen dit aan ons? Here, gaan ek hier huis toe? As ek 'n veranderde mens? Of my God, bly ek maar dieselfde? Ek kom maar net uit gewoonte uit. En hierdie persoon wat gepraat het, sy sê, Here, verander my op hierdie dag, waar ek saam met ander gelowiges by die bidhuur ook van sinne gesit het. Die Here wil ons verander. Die Here wil ons verander. Die Here wil vir ons feesklere aantrek. Die Here wil soos Dawid wil ons juig dans vir die Here. Maar ek en u moet bereid wees om die klere van rou, die klere van sonde moet ons aflê, sodat ek en u ook die ewige lewe kan beerwe. Ek verstout my deur wanneer die mense sê, ek stem nie heeltemal saam nie, maar ek stem nie saam nie, maar dit is mense sê, hulle sê die mense van hulle gaan is nou by die Here. Ons is in afwagting wanneer ons in die graf is. Ons is in afwagting wanneer ons in die graf is. En eendag wanneer Jesus kom op die wolke, sal ons opstaan saam met die ander, sodat ons die Here se naam kan loof en prys. En ons sal opstaan saam met hom, vir wie vir ons kom gesterwe het. Jesus Christus het selfs ook vir haar gesterwe aan die kruis van Golgotha. En ons eer vanaand haar lewe. Ons sê dankie Here vir die gawes en talente wat U haar gegee het, wat sy kon gebruik het. Moontlik Here het sy iemand se lewe aangeraak, was sy 'n rolmodel vir iemand, maar dankie Here dat sy op so 'n wyse ook haar gawes en talente kon uitgeleef het, en so Here ook met ander kon deel. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Amen. Dit is tydelik, maar wat vir ek en u wag, is vir ewig. Mag God u ryklik seën, liewe bedroefde familie, mag God saam met u wees. Mag u die herinneringe van sonde dra, en dat die Here se naam geprys word. Amen. Op die wolke van die hemel sal Op die wolke aan die hemel sal Wie gaan het gee vir die familie van jy gee? Want so iemand gevra het. Oké. Oké. Is onze vader. Ja, ja. En dan gaan ons weer. Is ons geest. Ja. Is onze vader. En dan? Ja. Is af. Dan Frans. In van Jelle. Achter ik zo. En ja. Dan slecht. En ja. Recht. En ja. Sal ek hier ses weer ontmoet. Ja, ons sê dankie aan broer Andre vir die woorde. Ons het aan die einde gekom en weer eens sê ons dankie vir elke spreker. Ons het daarom stories gehoor. En ek dink ons Gardens moet voortleef in die stories. Gardens moet voortleef in die stories. Ek het vandag so gesels met van die oud spelers en van die oud spanmaats en soos ek sê, die stories laat 'n mens lag. Toe vertel hulle ons die een storie waar Marika gaan speel met die make-up. En toe die make-up nou eens in die oën begin gaan en Marika begin aan houden mis te vang. Ons het mos manne gehad wat hulle praat ander tale, hulle praat tale, maar ander tale. En dit laat my sommer dink aan Takuza. Die manne het nie teruggetrek nie. En soos ek sê,
Ons moet nog dankbaar is dat ons nog Pres en Om Gert hulle en Ron Reed hulle en Ronnie Korkie hulle het. Want baie van onze oomens, they've gone on to be with the Lord. En ons moet, ek dink ons moet meermale dinge soos die doen, wat ons net bietjie gaan herinner. Terwyl ek oorgee aan Om Gert, ek sê weer eens, as jy nie die vroue geskiedenis van Gardens ken nie, dan ken jy nog nie Gardens nie. Ons gaan Om Gert vra om vir ons af te sluit en dan gaan ons. Ons keer kan jy vir ons bid. Vir Satra. En vir krag vir die Here vir hulle. En ons gesin. En vir die breë familie wat van ver af kom. Wees genade. Yes. En daarna gaan ons onze Vader sê. Ja. Asseblief, dankie. Kom ons staan op ons bene. Alomteenwoordige Skepper van hemel en aarde, is in die heilige naam wat ons vra vanaand, soos wat u alreeds aangehoor het. As families wat van heinde en ver kom, Here, en die paaie is besmet met bloed, maar ek wil nie vanaand bid vir hulle nie, ek wil bid vir elke voertuig wat die pad sal betree hierdie naweek, u genadige beskermende hand oor hulle sal bring. Dit bedroefde familie, Here, u alleen kan versterk, sodat ons kan verstaan en die dood nie die einde is nie. Die woord leer ons, Here, laat julle harte nie ontstel wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Here, en ek het ontdek die hemel is 'n voorbereide plek vir voorbereide mense. So ons moet ons klaar maak, soos Amos vir ons vertel, maak ons klaar om ons God te ontmoet. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, terwyl ons bid, soos die Here sy disippels geleer het om te sê, Onse Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, vandag en daaglikse brood, en vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoekings nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, En die krag. en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Okay, ons gaan nou die bordjie laat omgaan. En dan sal ek graag wil hê Renée, ek sal graag wil hê jy moet net die bordjie kom oorhandig aan die familie op die stoep. Maar as ek graag wil hê al die vroumenspelers moet saam met Renée kom en net hierso staan terwyl ons die bakkie gaan oorgee met die president. En Clarence, is dit moontlik as ons net hy moment kan capture as almal hier staan. Ons sal moet die foto's wys, want baie van hulle is groot anties nou al hulle. Die jong oudjies weet nie, die anties was op 'n tyd woelige jong. If God before us, if God before us, if God before us, who can be against us? Who can be against us? Who can be against us? Against us? If God before us, if God before us, if God before us, who can be against us? Who can be against us? Who can be against us? Against us. Barbara, Tussen die asters. Shami, vanaand gee ons vir julle hierdie as 'n gesin om te gebruik
So enigiets wat julle voel, julle moet dit gebruik word en ons sê vir julle ook baie dankie dat ons hier kon gewees het en saam met julle kon hierdie aand julle gebemoedig het, nie? Dankie. Baie dankie. 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 Ja, moet ek nog ietsie sê? Ja, gou. Ja, baie dankie aan almal wat hier so vanaand gewees het. Ek wil ook so graag ietsie gesê het, Royden het my nou nie geroep nie. Maar Haas jou stukkie nou. ek dink aan hy stukkie wat Royden gesê het, die meisies wou nie met ons speel nie. Nou as julle vir Sinda geken het, nee, Sinda was mos nou 'n lekker mens, lekker gebou en Sinda het mos nou so gekom. You en regtig sê het nie gebuis aan nie, want ek was nooit bang as ek saam met Sinda geloof het, want ek geweet het my backup die jongens, my backup die. So ja, Sinda was 'n baie lekker mens gewees. En ons sê dankie dat ons soos 'n unit regtig, Takuza het ons dit geleer. Unity. En ons het regtig saam groot geword, soos susters. Weet julle nie, ek dink aan 'n tyd terug, ek was ook by 'n begrafnis gewees, is lank terug. En dit het nooit vir my sin gemaak nie dat ek weet nie waar in die Bybel is dit of waar staan dit so nie. Maar die man het gesê dat as groot mense sterwe nie, dan moet ons bly wees. Maar wanneer 'n kind gebore word, dan moet ons huil. Dit het nooit vir my sin gemaak nie. Maar soos ons loop ons raak mos groot. En nou kom ons mos nou en ons loop begrafnisse en dan besef jy, want in die tyd soos ons nou is, en soos die wêreld nou is dit waar. Ek kan ook nou sê is waar. So ons moet regtig ons moet nie ween soos mense wat nie hoop het nie. So dit is so, as ons moet sterwe, dan moet ons mense moet bly, maar ons is menslik. You know, ons is menslik, dit is andersom. Maar as jy dit nou gaan kyk, dan gaan jy sien is nogal waarheid. Nee, as 'n kind gebore word, dan word hy in sonde gebore. Nee, en as jy 'n groot mens sterwe en jy verlaat die aarde, dan jy gaan mos nou die ewige lewe in, nee? Amen. So dit het vir my kom sin maak. En dit maak vir my regtig sin. So ons moet nie treur soos mense wat nie hoop het nie. Sinda is nou nie meer hier nie. Hy stoep daar by hulle huis, nee? Daai kring is gebreek. Want hulle is 'n familie wat lief is vir mekaar. Susters, kinders, kleinkinders, soos hulle daar so gesit het, Shani hulle gesit het, hulle was altyd daar so gewees en hulle was ook 'n unit. So dit gaan 'n vermisting wees. Dat Sinda nou nie meer daar is nie. Maar ons hoop en ons vertrou dat die Here julle gaan deurdra deur hierdie seertyd en ja, saam met die familie. Amen. Baie dankie. Hey, Spykie se dogter, Mr. Johnson. Ons gaan nou afsluit mense, baie dankie vir julle opkoms. As môre aan hier is bevier ons spreek af môre aan die Weekstraat. As iets begin ons, Dalstraat. Hierna gaan boodskappe aansluit by ons asseblief. Ons het 'n bietjie oor die tyd gegaan en ek gaan 'n bietjie geroskam word, maar ek dink julle gaan my paard vat daarvoor. Yes, en ek sal die brief uitstuur vir julle. Ja, ek is klaagse maar, klaagse maar. Ek weet almal dat ek met klaagse maar. Maar baie dankie vir julle opkoms. En bly by mekaar. Vrede. Liefde. Gesindheid. Ons by mekaar. Kom met ons bid. Op Saterdag se verrigtinge. Okay. Maar Vader, Here, kom weer na U toe net soos ek is. Here, niks aan myself nie. Maar dankie Here, ons kon voel Here, U aangesluit by ons. Here, verlaat vir ons nooit nie, Here, asseblief my koning. Here, hierdie huis het ek in U se hande, Here. En hierdie kinders, en hierdie eggenoot, Here. Here, gaan hulle nie verby nie, Here. Here, want die werklikheid gaan nou begin, Here. Ja, Here, Saterdag gaan sy haar laaste draai kom maak by die huis, Here. Here, maar wees met hulle, Here. Druk hulle vas, Here, in die boesem, Here. Here, want U alleen kan dit doen, Here. Here, want hulle moet nou 'n ander lied sing in 'n vreemde wêreld, Here. Maar U ken alles. En U weet alles. Bly by ons, Here. Omdat ons die seën ontvang. En nou mag die genade van die Vader, die Seun en die Heilige Gees sy en bly met ons van nou af. En tot wanneer die Here kom. Amen. Amen.
Sinda het altyd gesukkel met Anseli en met ma se hare. Maar sê dit reg? Die tyd vir Saterdag van hierdie is 9 uur by die huis en 10 uur by die straatkerk. Okay. Baie dankie. Sop net.